Vader, dankie vir u goedheid, Here. Dankie dat u 'n goeie God is. Dankie dat ons hart onverdeeld op u kan plaas, Here. En dat ons volkome verwagting van u het in elke faset en in elke area van ons lewe, Here. Here, dankie dat u vir ons in die woord sê dat u die regverdige nog nooit sien honger ly nie. Dankie dat u vir ons in die woord sê, Here, u naam is Immanuel, God met ons. Dankie dat u woord 'n ewige woord is. En dankie dat u u woord gegee het, Here, as 'n inspraak in ons lewe. Dankie dat u woord vlees geword het, onder ons kom woon het. Dankie dat ons sy heerlikheid kan aanskou. Dankie dat u ook vir ons in die woord sê, Here, dat die vrees van die Here is die beginsel van wysheid. Vader, ek wil vir u vra dat daar opnuut 'n vrees in ons hart sal kom vir wie u is, sodat ons wysheid in elke situasie sal hê. En ek dank u daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek het laasweek gepraat, ons is besig met 'n reeks wat ons sê God is goed. Ons het laasweek gesê hy wil jou dissiplineer. Vanoggend wil ek gesels oor God is goed. Hy wil sy gemeente dissiplineer. Miskien kan ek net gou raak aan wat ek laasweek gesê het, net om 'n basis te lê. Dit laasweek met mekaar gepraat, vir mekaar gesê, dis belangrik dat ons dispensasies verstaan wanneer ons praat van oordeel en God se dissipline. En ons het vir mekaar gesê dat vanaf die wet tot en met die kruis was 'n dispensasie van oordeel en dood. Dis wat die skrif sê, want die wet het jou geoordeel en die wet het dood gebring. Maar dan het ons vir mekaar ook gesê, van die kruis af, totdat Jesus weer gaan kom, is dit die era, hierdie is die era van die kerk, en hier kom 'n oordeel hierso weer, gaan nie nou daaroor praat nie, maar hierdie dispensasie is 'n dispensasie van genade en waarheid. En ons het vir mekaar gesê, ons kan nooit genade en waarheid van mekaar losmaak nie. Ons het na 'n paar voorbeelde gekyk, ons het gekyk na die voorbeeld waar Johannes en Jakobus soos Elia vuur uit die hemel wou geroep het, om die Samaritane te brand, omdat hulle Jesus nie wou ontvang het nie, en Elia het hierso gelewe, en Jesus het vir hulle gesê, julle weet nie van watter hoedanige gees ek is nie. Hy sê, ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar om die wêreld te red. En dan het ons na 'n ander gedeelte gekyk, ons het gekyk na die vrou wat in egbreek gevang is, wat voor Jesus gegooi is, wat hulle met klippe wou gegooi het, die fariseërs en die skrifgeleerdes, en Jesus het vir hulle gesê, die een van julle wat sonder sonde is, gooi die eerste klip. Hulle het almal geloop, en hy wat sonder sonde was, het nie 'n klip gegooi nie. En hy het vir gesê, ek veroordeel jou nie, maar daar in my Bybel is daar nog 'n gedeeltetjie wat ons mislees. Hy sê, gaan en sondig nie meer nie. So hy sê, dit wat jy gedoen het, ek veroordeel jou nie. Maar in Afrikaans, die 2026 vertaling, hou op met jou nonsens. Dit is wat hy sê. En ons is baie keer op die plek, binne die konteks, van wanneer dit kom by dissiplinering in die kerk, waar ons baie vinnig vir mekaar sê, hoor hierso, moet my nie oordeel nie. Moet my nie oordeel nie. Wie gee jou die reg om my te oordeel? Of jy 'n versie lees in 1 Korinte 6. Hy sê, vanaf vers 1, hy sê, durf iemand van julle wat 'n saak teen 'n ander het, gaan reg soek voor die onregverdiges en nie voor die heiliges nie. Hy sê, weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsaake? Hy sê, weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie? Hoeveel te meer die alledaagse dinge? God het my en jou geroep om te oordeel. Ons oordeel elke ene, elke dag. God het my en jou nie geroep om te veroordeel nie, maar hy het ons geroep om te oordeel. En ons het vir mekaar ook gesê, laasweek, dit is seker die onderwerp in die kerk, wat die minste oor gepraat word.
seker die onderwerp in die kerk, waarin die kerk, kom ons noem dit die leierskap van die kerk, en ook die kerk, hulle wat hierso sit, die mees onvolwasse is, en die minste ingegroei het in 2000 jaar. Die mees algemene ding, antwoord wat jy by mense kry, is ek het in die kerk seer gekry. Hoekom kom jy met kerk? Ek het in die kerk seer gekry. Ek wil nie saam met daai ou in die kerk sit nie, met sy heilige gesiggie nie, want in die week het hy dit gedoen. Maar jy het nie 'n probleem om saam met hom in die Spur te sit nie, en ook jy het 'n probleem saam met hom in die kroeg te sit nie. Jy het net 'n probleem om saam met hom in die kerk te sit. En ek weet nie hoekom is dit so nie, ek het nie antwoord rondom dit nie. Ek weet nie of daar van julle is wat vanoggend hierso sit, wat nog nooit iemand seer gemaak het nie. Ek sê jou graag wil ontmoet na die diens, net vir jou bid, omdat jy lieg. Ons elke ene wat hierso sit, het al mense seer gemaak. En ons elke ene wat hierso sit, is al deur ander seer gemaak. Maar daar's 'n goue sleutel in die skrif. Reino, wat is die sleutel? Hy weet nie. Hy sê Jesus, hy vat hom bietjie ver, vergifnis. En ons sukkel almal met vergifnis. En ons almal is op 'n proses van groei, en dit is reg so. Ek dink van ons almal wat hier is, het ek al die meeste foute gemaak. Maar ek het ook gegroei in 61 jaar. Ons gaan vanoggend praat oor, en ek wil nie alles herhaal van laasweek nie, ons gaan vanoggend praat oor, hoe werk dissipline in die kerk, binne die gemeente konteks. En ek wil eintlik hê ons moet saam praat vanoggend, want ek dink baie van ons het baie ondervinding binne dit, so jy is welkom aan 'n vraag te dink. Ek wil dalk net 'n basis lê vanoggend, voordat ons met vrae begin, anders te gaan ons volgende Sondag weer moet aangaan met dit, en dan is die ander helfte kom ook nie, wat nou vandag vir die eerste keer hier in die slaguister getrap het nie. Ek wil hier so 'n paar dinge skryf. Ek wil sê dit is makliker om te verdeel as om by mekaar. Baie makliker om te verdeel as om by mekaar te bou. Baie makliker om af te breek as om te bou. Baie makliker. Die tweede punt wat 'n moeilike punt is dat tweede punt wat ek wil skryf is wanneer dit kom by dissipline. En ek weet nie hoekom ons so sukkel met dissipline binne die gemeente, maar ons sukkel nie met dissipline binne die familie nie. Met ander woorde, jou huisgesin nie. Jy as pa, ma, kinders, hoekom sukkel jy nie met dissipline daar nie, maar jy sukkel met dissipline hier? Hierdie is ook 'n familie. Dan wil ek dit verder vat. Hoekom sukkel ons so met dissipline binne die konteks van gemeente, en ons sukkel om dit te verstaan? Daar's 'n ander verantwoordelikheid op my wanneer ek in 'n posisie is, in 'n leierskapsposisie is. Jy as pa, ma binne jou huisgesin, is 'n ander verantwoordelikheid as wanneer jy die kind is. Goed, dit werk in dieselfde binne die konteks van gemeente. Maar ek wil 'n basis lê hierso, en dit is sê alle dissiplinering moet geskied van 'n basis van genade plus waarheid. Nou gebruik ons ook baie keer die woord genade. Genade. Genade bekragtig geregtigheid en nie sonde nie. Die feit dat genade aan jou openbaar word, moet jou terugbring na geregtigheid. Genade gee jou nie die vrypas om aan te gaan met die nonsens waarmee ek en jy besig is nie. Ons slaan die pot mis as ons dink, die Here is genade, maar ons kan aangaan met dit waarvoor hy moes sterf aan 'n kruis. Genade moet ons neem na waarheid. Ek en jy kan ook nie op 'n plek kom wat sê so gebore so laat staan. Ek en jy kan nie op 'n plek kom waar ons sê dit wat ek nou verkeerd doen, kan ek nie van ontslaa raak nie. Want dan is dit 'n klap in die gesig van Jesus rondom die bloed van Jesus. Want die bloed van Jesus het my en jou bevry van alles. Ek en jy kan van elke ding wat daar is loskom. Die geheim is om te sterf in daai area. Dis baie makliker om te sterf om op te hou broccoli eet, as om te sterf om op te hou chocolates eet. Dit besef ek, dit is so. Maar jy kan nie vir my sê, jy kan nie op hou chocolates eet nie. Dis nonsens. Dis 'n klap in die gesig van Jesus, want die bloed van Jesus het vryheid gebring in elke area van my en jou lewe. As ons na hierdie kyk, dan sê ons, die basis moet dan liefde wees, met die uitsluitlike doel van konsiliasie. Met ander woorde, as ek praat van rekonsiliasie, dan praat ek van om weer op 'n plek te kom waar ons Jesus se hand vat en doen wat Jesus wil hê ons moet doen. Dit is waaroor dit gaan.
Ek dink die volgende punt wanneer dit kom by dissiplinering is dat dis my hart om niemand te beskaam nie. My vraag is die kerk op die plek waar hulle niemand wil beskaam nie? Want die kerk moet juist die plek wees van veiligheid, want dis die familie. Jy as Botha, Hemstra, Kokemoer, Grobler, familie, is die plek van veiligheid waar daar vir jou gebid kan word en vir jou gehelp kan word wanneer jy geval het om op te staan. Maar die vraag is, wil jy gehelp word en wil jy opstaan en wil jy ophou met die verkeerde? So, dit gaan vir my nie oor om mense te beskaam nie, maar ek wil dit hier byskryf, rug toemaak. Ek wil vir julle 1 Korintiërs 6 lees. Ek het die eerste paar verse gelees. Hy sê, durf iemand van julle wat 'n saak teen 'n ander het, gaan reg soek voor die onregverdiges en nie voor die heiliges nie. Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie, en as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsaake. Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie, hoeveel te meer die alledaagse dinge. Hy sê, as julle dan alledaagse regsaake het, moet julle die persone daaroor laat sit wat in die gemeente die minste geag word. Hy sê, ek sê dit tot julle beskaming, is daar dan nie eens een wyse onder julle wat uitspraak sal kan doen tussen sy broeders nie. Hy praat hierso voor, as ons as Christene mekaar hof toe vat, gaan ons na mense wat nie eers in die gemeente sit nie, om 'n uitspraak te lewer. Maar nou moet ek en jy die kultuur van daai tyd verstaan, want daai tyd is die regsaake basies opgelos in die poorte van die stad, waar hulle na die hoofde wat aangestel is, binne daai konteks het hulle dit opgelos. Hy sê, maar gaan nie een broeder met die ander na 'n regbank en dit voor ongelowiges. Hy sê, dan is dit al werklik 'n gebrek onder julle, dat julle regsaake met mekaar het. Hoor die volgende, hy sê, waarom lei julle nie liewer onreg nie? Waarom laat julle nie liewer berowe nie? Wat hierdie gedeelte vir my sê, is dat wanneer ek en jy op 'n plek is binne die konteks van dissiplinering binne die kerk, en ek het eerstehands ondervinding daarin geweldig baie. Kobus kan ek weer op jou pik. Wanneer Kobus 'n fout doen, en my motief is liefde, en my motief is om sy rug toe te maak, en daar begin 'n kinderstorie loop in die dorp, oor Kobus wat iets verkeerd doen, en ek wat sy rug toe maak, dan sê die skrif, in watter mate wil ek myself verdedig, teenoor die wat die aanklagte bring, omdat ek sy rug toegemaak het. Want ek het al baie mense sy rug toegemaak, en op die einde van die dag was ek die vark in die verhaal. En dis wat hierdie ding van praat. Hy sê, lei dan maar onreg. Wees dan maar die vark in die verhaal. Is oké, iemand moet dit wees. Maar die moeilikheid waarmee ons sit binne die konteks van dissipline binne 'n gemeente, is gewoonlik, die persoon wat die dissipline uitvoer, is altyd verkeerd. Jy is nooit reg nie. Want kom ek en ek praat met Reine oor iets wat hy verkeerd doen, en hy kom reg, dan is daar 'n kinderstorie van ek maak net sy rug toe, want hy is my chom. So, ek is verkeerd, ek moes dit nie gedoen het nie. Probeer ek 'n inspraak in sy lewe wees, trek hy sy stert in 'n krul, en hy het seer gekry in die kerk, en hy is uit, en ek is weer verkeerd. En ek gebruik my as 'n voorbeeld, want ek kan net praat uit dit wat ek ondervind het, maar ek dink baie van julle wat hierso sit, ondervind presies dieselfde, want gemeentedissiplinering is nie net die verantwoordelikheid van die leraar van die gemeente nie. Dis julle elkeen se verantwoordelikheid. En die rede hoekom julle, en as ek praat van julle, dan sluit ek my daarbey in, die rede hoekom julle nie julle vriende dissiplineer nie, is as gevolg van die feit, dat jy verkeerd gaan wees. Nou bly jy eerder stil. En jy los hom, om aan te gaan op sy pad wat verkeerd is, wat uiteinde die dood is. Dit is hoekom ek sê, die kerk het die minste daarin gegroei in 2000 jaar rondom dit. So, dit is 'n baie moeilike ding, wanneer ons na hierdie goeters kyk. En ek weet ook, daar word baie foute gemaak, en ek weet ook, ek het ook foute gemaak. Maar miskien moet ek vra en sê, wat se vraag het jy rondom dit? Wat kan jy vanoggend bydra? En sê, wat het jy beleef binne dit? Hoe sien jy dit? Of dink jy daar moet glad nie so iets wees soos dissiplinering binne 'n gemeente nie? Ek dink die rede hoekom daar geen verskil is tussen die kerk en die wêreld nie, is juis as gevolg hiervan. Daar's geen dissiplinering nie. Niks. Tommy, jy 'n vraag? Het jy baie? Ek wil graag hoor wat se vrae jy.
Ek wil graag hoor wat se vraag jy. Nie dat ek noodwendig alles gaan kan antwoord nie, maar vra jou vraag. Ons moet by mekaar leer. Die foute wat gemaak is en die regte. Nee, daar's 'n paar goed wat in my gedagtes opkom. Die een is, as jy regtig by die kerk betrokke is, 'n gereeld kerk toe kom, jy's hier, dis jou kerk, en 'n ou wat net verbygaan. Jy kan nie 'n ou wat net verbygaan dissiplineer nie, hy's nie in jou familie nie. Die tweede ding is, jy kan 'n ou gaan dissiplineer. Ek kom nou daar by jou, ek sien, ja, jy's besig om uit te rafel. Kom ek sê, Egbert, hoorie, jy rafel uit, op watter area van jou lewe af. Dan is daar een van twee goed wat gaan gebeur. Jy kan sê, wie wat, dit is eintlik so, dankie. Miskien kan ons argumenteer as 'n minimum. Maar jy gaan ook vir my sê, hoorie, maar jy het ook uitgerafel, jy het nou die dag so gemaak. En op die ou end is dit bietjie taaierig tussen ons en so, wat het ek bereik? So my eerste ding in my hart wat in my lewe is, ek kan nie by jou aangaan en jou gaan dissiplineer as dit nie 'n gebedssaak is nie, en ek voel nie die Here lei my en sê, hoorie, praat met Egbert nie. En dan moet ek nie 'n ou wees wat jou eenmal in 3 weke sien nie. En nou daag ek hier op jou stoep op en ek sê, ek hoor jy en ander beklei verskriklik. Ek kom vir jou help. Jy praat nogal baie wat ek laasweek gepreek het. Jy is heeltemal reg. So, ek moet toegang tot jou hê, ek moet 'n pel van jou wees. Ek moet eintlik 'n accountability partner wees, as ek daai woorde kan gebruik. Okay. Dan kan ek na jou toe gaan, want jy het my toestemming gegee om vir jou te sê, luister, hoorie, hier is 'n probleem. En baie keer is dit goed om of in 'n selgroep, of in 'n lewensgroep, of in 'n mannegroep, of 'n vrouegroep, kleinerig, praat nie van 20 mense nie. Dis baie keer waar jy dit kan doen. Want mense word kwaad as jy nie eintlik toegang tot hom het, die reg om hom in sy binnekamer aan te spreek. Jy moet dit eers kry, en miskien is dit waarvan die losstoring lê van ons. Hoeveel mense het jy wat jy accountable, of hoeveel, laat ek dit so stel, hoeveel mense is daar in jou lewe wat jou aanvaar om hulle accountable te hou? Seker 4 of 5, maar dis letterlik my persoonlike pelle wat, ek het 'n pel wat altyd sê, hy nooi net ouens na sy verjaarsdag toe, as daai ou gereeld by hom kuier. Maar doen jy dit dan? En Ja. doen hulle dit teenoor jou? Nee, ons praat oor en weer, en 'n ou sê, luister maar, baie keer is dit 'n eenvoudige ding soos woede. Jy weet, of jy voel, jy is nie meer waar jy was geestelik nie. En dan praat die ouens daaroor. Hoeveel van jou pelle is nou nie meer jou pelle nie, wat jy dit mee gedoen het? Baie of min? Nee, min, maar jy doen dit nie met elke ou nie. Maar ek het ook nie die persoonlikheid wat ek is nie 'n vermoedige vermaaner nie. Wat is jy? Net 'n vermaaner? Nee. En dis ook goed wat mense in gedagte moet hou. Okay, goed. Nog 'n vraag, iemand? Kobus? Net 'n opmerking en dan dink ek wil ek 'n vraag op bysit. Ek het nou baie gesien mense wat oor sekere goed aangevat word wat gebeur binne, kom ons noem dit die geloofswêreld, binne hoe ons onsself uitleef in die geloof, en daar sekere goed wat amper of lynreg teen is dit, as hulle daar aangespreek word, is daar of rekonsiliasie soos jy sê, of daar's rebellie, hulle loop weg, hulle raak moedig. Ja. Want hulle wil self regverdig. Dis die opmerking wat ek wil maak, is daai wat jy gesê het van dissipline sonder verhouding lei tot rebellie. So as jy in verhouding met die Here staan en hy dissiplineer jou, dan kan jy sy liefde ervaar. Alles word jy gedissiplineer. Maar hoe keer jy dan, hoe rekonsilieer jy mense wat jy regtig voel is nog steeds geroep vir die kerk? Daar is sulke gevalle wat ek en jy altyd tot ons gedagtes kan bring, maar dit is nou amper of te laat. Kyk, hoe is die vraag gevra? Iemand kan die antwoord ook vir hom gee. Ek gaan nie noodwendig die antwoorde gee nie. Hier is 'n hand. Nee, ek weet nou nie wat dit laasweek, want ons was nou nie hier nie. Ek voel net dat mense sal mekaar altyd teleurstel. Veral die mense wat na mekaar is. Ek sal my vrou dalk teleurstel. Ek kan my vriende dalk teleurstel. Maar dit gaan nie oor die mens nie, dit gaan oor Jesus. En as ek ietsie met jou deel en ek sê ek voel nie jy moet dit doen nie, vat dit nie van my af wat dit kom nie. Gaan vra vir die Here, vra vir Jesus of dit werklik is wat hy vir jou wil sê. So almal hier gaan mekaar iewers teleurstel, want is menslik, dis hoe die mens is. So moenie dit 'n menslike ding maak nie. Moenie sê Piet of Jan of San nie, gaan vra vir die Here of dit werklik is wat hy wil hê ek moet doen en of ek in sy wil dan optree. Want Jy sê eintlik, don't make a relational thing out of a topical thing. Dit is eintlik wat jy sê. Dis moeilik, want mense sien dit altyd relational. Ja, ek kom nou baie goed uit die brinkgesinheid, maar ek dink connect before correct
En ek dink in 'n huisgesin is dit belangrik, laat mens connect met jou kinders voor jy hulle net korrek die hele tyd. Maar ek dink in 'n gemeente is dit ook moeilik, want hoe connect mens met mekaar? Hoe kan jy nou met elke mens hier Kan nie. binne connect? Jy kan nie. So dis belangrik dat mens dan connect by die connect groups en die lewensgroepe. So die mense wat dalk maar elke Sondag kerk toe kom en dis maar die ding wat ons doen. Ek dink mense moet dan vra, waar moet daai mensies dan connect? En Was ek jy dink laas dis Sondag hierso? nee, Nee. Ekskuus, was dit die boodskap? Nee. O. Ek het laas Sondag wat presies gesê wat jy nou sê. Jesus was meer gewild onder die heidene as wat die skrifgeleerders en die fariseërs gewild was onder die heidene. En dis presies wat jy daar sê. Hulle het eers met Jesus geconnect en toe het hulle gekorrek om in lyn te kom met sy wil. Presies dit. Daai ding wat jy sê is baie belangrik. Dit is ook met belangrik om iewers te connect ook in 'n gemeente. Ekskuus, ek het nie gesien nie. Die gedagte kom by my op dat dit leef by op twee vlakke. Die een is persoonlike lewe. Daar's goed in jou persoonlike lewe wat nie reg is nie, wat iemand jou dan aanspreek daaroor of noem dit dan dissiplineer of so. Maar dan is daar 'n ander vlak en dit is die rigting waarin die evangelie ontwikkel. As ons nou praat van wet en genade byvoorbeeld, en hierdie ou verstaan dit nie, en hy stap die verkeerde lering, moet iemand hom ten opsigte van daai lering moet hom dissiplineer. En op wiese vlak lê dit? Okay. So die persoon wat jy van praat, almal aanvaar Jesus as persoonlike saligmaker, maar binne die konteks van gemeente het jy party wat wetties is, party wat meer genade geregtigheid verkondig. Jy praat nou van die dissiplinering op die volgende vlak. Ek het laasweek gesê dat wanneer ons kyk na hierdie ding, dan moet ons weet dat daar's twee bene waarop dit staan. Een is Jesus en een is Paulus. Paulus gee vir ons riglyne oor die kerk. Jesus se riglyne, dit wat Jesus kom doen het, is Jesus het gekom om vir die mense sondes te sterf, om die mense te vergewe. Maar wanneer jy gaan kyk na Paulus, dan kom jy agter, Paulus praat oor gemeente. Paulus het nie gekom om mense te kom vergewe nie. Net Jesus kon dit gedoen het. Paulus het gekom om gemeentes te plant en die orde binne die konteks van gemeente daar te stel. Jy het ook 'n vraag gehad. Om die konteks binne die konteks om die orde binne die konteks van gemeente daar te stel. So hoe werk dissiplinering binne die gemeente? En ek het laasweek gesê dat binne die konteks van die individu, dink dis wat Kobus gesê het en Lizano net gesê het. Weet jy wat? Dis wat Tommy ook gesê het. Is ons moet mekaar accountable hou rondom dit. En wanneer gaan jy my accountable hou? Kom ek stel dit so. Wat is die rede hoekom jy my accountable wil hou? Omdat jy lief is vir my. Ja, jy gee om vir my. Jy is lief vir my. Jy sien, dit is hoekom ek sê dit moet uit liefde kom. Tommy kan nie vir Piet daar agter accountable hou. Hy weet nie wie dit nie. Hy gaan dit nie vat nie. Dit is hoekom dit belangrik is dat ons iewers connect. Baie belangrik. Maar ongelukkig is ons op die plek waar ons juis die mense wat vir ons lief is, seermaak wanneer hulle inspraak in ons lewe wil wees. Omdat hulle vir ons omgee, het sy dit dalk die regte of die verkeerde manier is. Ons maniere is nie altyd reg nie. Het jy 'n vraag gehad, Reine? Ek het baie vrae oom. Die eerste een is wat ek wil vra is hoekom is dit so belangrik? Soos hoekom is dit so belangrik dat daar dissiplinering in die kerk is? Hoekom moet ons die hele diens daaroor gesels dat dit so belangrik is? Ek dink dat God is 'n God van orde en dissipline en liefde. Hoekom wil ons net God is liefde aanvaar binne die kerk en nie ook God is dissipline binne die kerk nie? Wanneer jy kyk na die kerk, wanneer jy kyk na gemeente, het dit ook baie te doen, dink ek, met die roeping van 'n gemeente en dit wat 'n gemeente voor staan. Kom ek stel dit so. Ons is 'n liggaam, ek reg. Ons wat hierso sit, is die liggaam van Christus, maar binne die konteks van lewende woord is ons veronderstel om familie te wees. Party is bietjie ver familie, party is baie ver familie. Dit word deur jou bepaal. Party is naby familie. OK. Dieselfde binne die konteks van jy as Grobler, Kokemoer, van Helsdingen, van 'n Merwe, daar's 'n familie. Reg. Dit is hoe ons dit as familie doen. Ons as familie eet by die tafel. Ons eet nie voor die TV nie. So as jy by my wil kom bly, dan eet ons aan tafel. As jy vir my sê
nee, ek eet voor die TV, dan gaan ek jou dissiplineer en sê dit werk nie so in die Hemsterhuis nie. Ons eet aan die tafel. Jy wil kom bly, my reëls, dis hoe dit werk. Ons eet ook nie voor ma nie kom sit het en haar kos ingeskep het en sy saam kan eet nie. Ons is nie op die plek wat ma skep nog en dan is ons al klaar geëet nie. Werk nie so nie. By ander mense werk dit dalk so. Dis dalk jou kultuur, is nie my kultuur binne my huis nie. Goed. So nou moet ons die familie beskerm. Dink dis die vraag wat jy vra, Arne. Jy moet die familie beskerm. Jy moet die waardes van die familie beskerm. En nou kan jy sê ja, maar lewende woord se waardes moet nou ons God se waardes wees. So al die kerke se waardes moet dieselfde wees. Ek hoor wat jy sê, maar al die kerke verkondig nie dieselfde woord nie. Al die kerke sien nie hierdie Bybel dieselfde nie. So, if you stand for nothing, you will fall for anything. Ek dink waar gemeentedissiplinering inkom, is daar minder ernstige goed en baie ernstige goeders. So, kom ek vat 'n minder ernstige ding. 'n Minder ernstige ding is Suzette kom laat vir die worship team oefening. So ek gaan met haar praat daaroor, is 'n minder ernstige ding. Die meer ernstige goeders is die goeders wat Paulus in die Bybel skryf rondom leierskap. So ek kan sag wees met Suzette, ek kan 20 keer met haar praat. Ek kan naderhand vir Madeleine gaan haal, wat ook in die aanbiddingspan is, en ons kan met Suzette praat, en daar's 'n geweldige groot genade binne hierdie konteks van omdat sy laat kom. Suzette is nie so nie, sy het 'n langbroek aan vanoggend, sy trek altyd 'n langbroek aan, maar nou kan Suzette op die plek wees waar sy 'n mini aantrek, wat eintlik 'n halwe mini is, en op die verhoog aanbidding wil lei. Dis nie 'n laatkom nie. Daar gaan ek een keer met haar praat, as sy nie wil luister nie, gaan ek die ouderlinge haal, en as sy nog nie wil luister nie, dan gaan ek haar voor die gemeente berispe, en as sy dan nog nie wil luister nie, dan sny ek haar af van die gemeente af. Ek kan nie 'n kultuur in die gemeente vestig, waar Suzette, wat 'n leier is, die voorbeeld stel van al die vrouens in die gemeente, kom met 10 jaar terug se minis wat hulle toegepas het kerk toe nie. Want daar gaan iets in die gemeente gebeur rondom dit. Ek kan dit nie toelaat nie. So ek moet hard daarop wees. Kom ek maak dit prakties. As jy verkoue het en jy gaan dokter toe, dan gee die dokter jou pille. 2 Dispirins en 'n Calcivita. En hy sê jy Shanana, jy kan huis toe gaan. As jy kanker het en jy het 'n vergroeisel in jou arm of in jou nek, iewers het jy 'n kanker wat groei. Die laaste woorde wat ek by die dokter wil hoor is, ek wil vir hom vra, het jy die hele kanker uitgesny? En sê ja, weet jy wat, ek was nou nie so aggressief op die kanker nie, ek was sag op die kanker, ek het bietjie genade daar gestel, ek dink so 80% uitgesny. Ek gaan dink die dokter is mal. Ek verwag van daai dokter om hard en genadiglik, of wat doelloos, wat doelgerig op daai kanker te fokus en daai kanker uit te sny, want as hy die kanker nie uitsny nie, gaan die kanker die liggaam doodmaak. As ek nie hierdie kanker uitsny, van wat sy besig is om te doen nie, gaan dit die liggaam doodmaak. So jy kry ernstige goed en jy kry minder ernstige goed. En dis wat die skrif sê. Daar's 'n vers in die Bybel, waarin die skrif sê, jy sny 'n persoon uit en jy ag hom as 'n heiden. Ek weet nie waar staan dit nie. Matteus 18, lees dit gou-gou. Matteus 18, wat sê hy? Ek gaan sommer die hele teks lees, want ek dink dit is van toepassing. As jou broer teen jou sonde gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen, as hy na jou luister. Hy sê, as jou broer teen jou sonde gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. Hoekom tussen jou en hom alleen? Om sy rug toe te maak, om hom te beskerm. Moet hom nie via Facebook bestraf nie. Okay? As hy na jou luister, het jy dan jou broer gewin. Maar as hy nie luister nie, neem nog 1 of 2 saam met jou, sodat in die mond van 2 of 3 getuies 'n woord kan vasstaan. En as hy na julle nie luister nie, sê dit aan die gemeente, en as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en die tollenaar. Hoor jy wat sê? Is eers 1, dan 2. As hy dan nog nie luister nie, dan moet ek 'n publieke standpunt inneem voor die gemeente en vir die gemeente sê, van volgende Sondag af, elke vrou wat hier aankom met 'n mini aan, sal nie welkom wees nie, julle kan maar gaan. En dan die wat dit nog wil doen en nie tot inkeer wil kom nie, word dan geag, wat sê hy? 'n Heiden en 'n tollenaar. Okay.
Beteken dit daai persoon verloor sy redding? Nee. Om iemand te ag as 'n heiden of 'n tollenaar is iemand wat jy ag hom asof dit iemand is wat nie die Here ken nie. Want die voorskrif in die Bybel rondom leierskap sê dit. En wanneer jy dan na 'n persoon kom en sê, weet jy wat, dit is wat die skrif sê, dit is wat God se wil is, jy moet hierna luister, dis wat Tommy gesê het. As hy nie wil luister nie, is hy soos 'n heiden. Hy sê dan ag jy hom as 'n heiden en 'n tollenaar. Ek verstaan nie die ding van die tollenaar nie. Maar is okay. Heiden ding verstaan ek. Het jy antwoord op die tollenaar ding? Hoekom praat hy van 'n tollenaar? Hulle het mos niks van die tollenaars gehou nie, hulle het die Jode doodbelas. So Wow, okay. dis 'n verwysing na hanteer om Dan sodat ag jy jy hom as tollenaars gaan hanteer. dan ag jy hom as SARS. Jy gaan nie die tollenaar in die straat groet nie. Ja. Okay. Jy ag hom so as SARS in ons konteks. So dan so sê 'n heiden of sy so SARS. Hoor julle wat ek sê rondom dit? So hierdie ding binne die konteks van gemeente het te doen dat die gemeente nie vernietig word met dit wat hier gebeur nie. Dis waarmee dit te doen het. Binne jou as familie, ons laat nie hierdie ding toe nie, want dit vernietig die waarde van jou as familie. Dit vernietig ons, dit waarvoor ons staan, vernietig dit. Verstaan julle dit? Okay. So dissiplinering, as ek nou vir oom reg verstaan, is nie net oom se plig nie. Nee, Dis nie net oom en tannie Henry se Ek verantwoordelikheid, het nie dis almal speel 'n ek rol. het nie verhouding met almal nie. Binne die konteks van die selgroep, binne die konteks van Kobus se selgroep, moet hulle mekaar dissiplineer en tot verantwoording roep. Ek is nie almal se polisieman nie, ek kan dit nie wees nie. Onmoontlik, my verantwoordelikheid is my leiers en verseker dissiplineer ek my leiers. En daar's party van hulle wat vandag nog hier sit en daar's party van hulle wat hulle goed gevat en geloop het. Ek kan nou niks doen nie. En die stories daar buite was daar, maar ongelukkig hoor Leidenburg nie die binnestorie nie. Hulle hoor net daai storie, maar hulle kom nooit praat met die persoon wat die pad geloop het nie. Hulle hoor net die ou wat sy stert in 'n krul getrek het, sy storie en gegaan het. Maar dis okay. So nog 'n vraag wat ek het. Oom het nou gepraat oor oom het nou publiek oor die mini rokkies praat, né? Nee? Want dis nou ernstig genoeg saak. So ons sien voorbeelde daarvan in die skrif. Ek dink aan Paulus wat vir Petrus aangevat het, oor dat hy weer die wet begin verkondig het in plaas van genade. Ek dink aan Moses Okay, maar stop net daar. Paulus, Petrus, albei volgelinge van Jesus. Petrus val terug na die wet. Paulus het genade verkondig. Paulus bestraf vir Petrus omdat hy weer terugval op die wet. Daar's 'n voorbeeld. Kom ons noem dit Paulus kerk, Petrus kerk. Dis hoekom daar verskille is tussen denominasies. Kom ek gee julle 'n voorbeeld. Sisterskerke besprinkel, ons onderdompel. Jy's welkom om hier te kom sit en na die woord te luister, maar jy kan nie in leierskap wees en vir die mense sê hulle moet hulle laat besprinkel nie. Jy kan nie. As jy dit wil doen, gaan dan na die sisterskerke toe. Dis hulle teologie. Dis 'n major. Jy kan nie in lewende woord sit en vir mense sê omdat jy verkeerd doen, kan jy nie nagmaal gebruik nie. Dis nie die kwalifisering nie. Die nagmaal is juis 'n herinnering vir die ouens wat verkeerd doen. Die nagmaal is nie vir heiliges nie. Die nagmaal is ook nie die tafel van die gemeente nie, is die tafel van die Here. Okay, gaan aan. Okay, nog 'n voorbeeld waarna ek gedink het was Moses en Aaron. So Moses kom van die berg af en hy trek nie vir Aaron een kant toe en sê vir hom, hoor jy gaan breek die goue kalf af nie. Hy bestraf hom voor almal en hy vat die hele Israel aan, as ek dit so kan in daai terme sê. En dan het ek ook gedink aan Nathan en Dawid. Jy weet, Nathan het na Dawid toe gegaan in privaat, maar dan sê die skrif ook die gevolge daarvan, die gevolge van wat Dawid gedoen het met Batseba en met haar man ensovoorts. Dit was in die publiek gewees. So my vraag wat ek eintlik vir oom wil vra is, wanneer is iets ernstigs genoeg? Wanneer ag oom dit ernstig genoeg om dit van daar af te moet aanvat, dat dit nie in die geheim uitgesorteer kan word? Geheim is nie die regte woord nie. Ja, wanneer dit lewende woord gaan vernietig. Want lewende woord is groter as ek. Lewende woord is groter as elkeen wat hierso sit. Die roeping van lewende woord is groter as ek. Okay. Maak sin. Dit gaan oor om die gemeente te beskerm teen hierdie kanker. Maar dit moet verseker op die plek wees van waar ek die ekstra 7 myl geloop het om te probeer uitsorteer voordat dit publiek gaan. Kom ek lees 'n teks. As iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is so en reg help met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let dat jy ook nie versoek word nie. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. So hier in Galasiërs 6:1 praat Paulus van
As een deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is so en reg help met die gees van sagmoedigheid. Paulus verwys hier na 'n herstel, nee, as ek reg is, Na as ek wat? reg is, na herstel. Na herstel, ja. So 'n persoon het geval, Ja, soos het dit nou geval met die mini-rokkie stories. ek wil haar herstel. Hoe werk daai herstelproses? Hoe werk dit? Met ander woorde, as hy nie wou verander het nie, of as hy nou verander het. Kom ons sê, As hy verander en sy kom in lyn, is dan mos nou nie 'n probleem nie. Dan so is hou sy bekering aan. belangrik. Ja. As hy nie verander het nie, en ek moet haar sê, hoor hierso, jy moet van die verhoog af kom, jy kan nie meer daar staan nie. En dit was nie vir my nodig om, kyk, ek sal eers van die verhoog afval, maar dan sal ek haar nog verbied om dit in die gemeente ook te dra. Dan gaan hy eers daar afval en dan gaan ek haar publiek aanspreek. As ek sien, ek het haar van die verhoog afgehaal en sy het reg gekom, geen sonde is onvergeeflik nie. Geen roeping is op 'n plek waar God nie herstel kan bring nie. Moses het 'n ou doodgeslaan, God het hom gebruik. Dawid het met Batseba deurmekaar gewees, God het hom gebruik. Petrus het Jesus 3 keer verloon, God het hom gebruik. Die bal is nie in die gemeente se hand nie, of in die leraar van die gemeente se hand nie, die bal is in jou hand. Of jy wil repent en in lyn kom met dit wat God daar sê in sy woord. Jy herstel jouself of jy diskwalifiseer jouself. As Dawid nie gerepent het, het homself gediskwalifiseer. Petrus het na die 3de keer dat Jesus hom vra, het jy my lief, het hy in trane uitgebars. Jesus sê vir hom, feed my sheep. Daar's altyd herstel. Die doel moet altyd herstel wees. Maar jy kry ook mense wat aanhou en nie wil ophou nie, daar kan nie herstel wees nie. Kan nie. So hulle bekering moet vrug dra, sê ek dit reg. Ja, haar bekering dra vrug. Haar langbroeke trap so bake vas. So, ja. Dan is dit reg. Okay. En dan kom dit ook, dink ek, in die konteks van in die kring van vele raadgewers is wysheid. So in hierdie geval sal ek met die hoof van die aanbiddingsspan gaan praat dan en sê, hoor hierso, hier is Suzette, sy het die pad geloop. Julle ken haar hart rondom al die goeie. Sy is aangespreek, sy het 'n fout gemaak. Hoe voel julle rondom herstel? Sal met die ouderlingsraad praat. Hoe voel dit? En daar's 'n herstel. Die skrif is vol van voorbeelde waar mense foute gemaak het en daarna hulle kragtig deur die Here gebruik. Nou, hoekom dink oom is die kerk op 'n plek waar die afgelope tyd was daar maar baie, ek wil amper sê skandale gewees. Ouens is openbaar ten blootgestel en daar was klomp goed gesê, klomp aantuigings gemaak en baie wat ek hoor, wat ek ervaar is daar's baie stemme wat roep, wat sê daar's geen meer hoop vir jou nie, ons sny jou af of stoot jou een kant toe. Dink oom, dis 'n fout van die kerk se kant af om nie soos Paulus te wil kyk na herstel nie. Ek dink daar was 'n ou in 1 Korintiërs 5 wat ons van lees. Hy het Rondom die seksuele sondes. Yes. En in 2 Korintiërs skryf Paulus, ontvang hom weer met liefde. So nou is my vraag, hoekom sien ons nie daai ding ook in die kerk nie? Kerk is onvolwasse. Die kerk het 'n tekort aan genade en waarheid. Dis 'n baie groter werk om op te tel as om dood te skiet. Die kerk is die enigste organisasie wat sy gewondes keel afsny en hulle toestoot met caterpillars. Baie makliker om dood te maak as om op te tel. Om op te tel, Tommy was 'n inspraak by my gewees. Ek en hy is nou bietjie krapperig want hy het nou vir my gesê ek moet so maak, maar jy sien op dieselfde plek as ek self regverdigend want ek sê vir my jy doen dit. In plaas dat ek hom ag en sê weet jy wat, jy's reg. In plaas dat ek dit na die Here bring en sê Here, is dit wat Tommy sê reg? Maar die skrif sê ook deur die getuienis van 2 of 3. Ek dink dis die rede. Miskien moet ek 'n voorbeeld gebruik. Jy weet jy vergelyk jy verwys nou na die hele ding rondom Bethel met Bill en Chris Wallet en hulle. Kom ek stel dit so. Kobus en Marlene het 'n dogter met die naam van Tiana. Tiana speel eerste span hokkie van standaard 8 af. Standaard 8, standaard 9 en matriek. Standaard 9 laat kies haar as die kaptein van die hokkiespan. My kind speel ook hokkie. My kind het 'n matriek eerste span hokkie gespeel. Tiana is 'n fenomenaal, sy het provinsiaal, sy het amper springbok klere. Kaptein van die skool se hokkiespan. Maar sy het bietjie begin dagga rook. En sy het bietjie begin goedjies snyf en ek weet nie wat daar nie. Alright. Kobus en Madeleine weet dit. Daar's nou 'n hokkietoer Bloemfontein toe vir 2 weke. Die eerste span gaan Bloemfontein toe. My kind gaan Bloemfontein toe. My kind kom van Bloemfontein af terug. Ek het 'n neus erger as 'n point rond. Ek ruik, hier's iets wat nie meer reg ruik in haar kamer nie. Hier vind ek uit, sy's ook op dagga. Vra van waar kry jy die dagga? Nee, die hele span het dagga gerook. Hoe moet die hele span? Nee, Tiana het vir almal dagga uitgedeel. Hulle het eers dagga koekies geëet en toe sien hulle kans vir die All Blacks en toe
rook hulle dagga ook. Toe is hulle so hoog, al die balle gaan onderdeur. Nou is ek baie kwaad. Ek is geweldig kwaad, want Kobus en Madeleine het dit geweet. En Kobus en Madeleine moes publiek voor die ouers van die eerste hokkiespan, voor al die kinders, moes hulle vir die ouers kom waarsku het, voordat hulle Bloemfontein toe gegaan het, dat my kind is op dagga, en my kind snyf, en my kind sluk pille, en ek waarsku net julle as ouers, as julle kinders saamgaan, gaan dit dalk wees, dat hulle terugkom. Hulle veronderstel om met die bus terug te kom, hulle vlieg so hoog as hulle. En ek is baie kwaad vir Kobus en Madeleine, omdat hulle nie vir Tiana ontbloot het, né? Baie kwaad. Wat doen 'n goeie pa? Goeie pa maak sy kind se hart, maak sy kind se rug toe. Maar nou is daar 'n negatiewe gevolg rondom dit. En nou word hy geslag, omdat hy sy kind se rug toegemaak het, maar daar was 'n spin-off. Hy het nie geweet, Tiana gaan vir die span dagga koekies voer nie. Hoor jy wat ek sê? So nou sit ons in die posisie, dan maak ek my kind se rug toe, hierdie een se rug toe, omdat ek glo in die roeping van die Here op haar lewe, omdat ek glo in God se genade, omdat ek glo daar kan herstel kom. Luister, as 'n ou moet repent van broccoli, repent hy in 'n dag. 'n Ou wat moet repent van chocolates eet, dit gebeur nie in 'n dag nie. Maar ek sien 'n vordering, in plaas van 'n slap elke dag, sien ek nou 'n slap elke tweede dag. En solank as dat ek my kind se rug kan toemaak, en daar is 'n vordering, dan voel ek het die regte ding gedoen, maar ongelukkig het dit uitgekom. En nou gee mense my as pa pak, omdat ek haar rug te lank toegemaak het. Dis die een geval, waar daar vordering was. In 'n ander geval is daar nie vordering nie. Wat probeer ek sê? Dit is 'n geweldige, moeilike posisie om in te wees. Wanneer maak jy iemand se rug toe, en wanneer ontbloot jy iemand? Dis baie maklik vir die een wat daar sit, om dit en dit en dit en dit te sê. It's a other ball game, om in hy skoene te staan, en iemand se rug toe te maak, en iemand op te tel, en iemand te lei op 'n pad van herstel. Dis nie so maklik nie. En baie keer binne daai konteks verloor ons dalk ook perspektief in die konteks van te veel genade, en ons moes eintlik die streep getrek het, en ons het nie die streep getrek nie. OK, kom ek verduidelik net, en ek moet klaarmaak. Ons almal wat hierso sit, het verkeerde goeders in ons lewens wat ons doen. Hoekom sukkel jy vir 5 jaar lank om die streep te trek? Kom, julle weet presies waarvan ek praat. God wil redding vir jou bring. Ek dink net die belangrike ding, en die hele ding is, wil ons redding bring, of wil ons doodmaak en afskiet en wegvat? En in sommige gevalle is mense, hulle kan gered word, want hulle wil luister, en in ander gevalle wil nie luister nie. Dan moet jy maar uitskop en doodmaak en keel of sny of wat ook al. Ek weet nie. Al wat ek weet is nie maklik nie. Nie so maklik nie. Hoekom nie? Omdat ons so onvolwasse is. Mense is uit lewende woord uit, wat my vreeslik aangevat het, omdat ons kinders inneem in huise van veiligheid. Die gemeente verlaat. Hulle kwaad is vir my. Ek gaan nie vir jou luister nie. Ek gaan luister wat die Here vir my sê. Hy het my gesê ek moet 2 kinders vat. Dis dit. Weet jy wat het julle gehoor nie? Dit gaan oor verhouding, dit gaan oor liefde, gaan oor optel. Die kanker moet uitgesny word. Ek is nie een wat al die kankers uitsny nie. Elkeen van ons het 'n verantwoordelikheid. Daar in Zak se selgroep waar hy en Chanel sit, het hy 'n verantwoordelikheid as selleier teenoor mense in sy selgroep met wie hy verhouding het. In dieselfde geval sit my ouderlingsraad op 'n plek van verantwoordelikheid wat hulle teenoor my het om 'n inspraak in my lewe te wees. En as ek nie hulle inspraak wil aanvaar nie, dan roep hulle die 4 ouens onder wie ek submit, Chris Diamond, Surprise Tolle, Marno Boshoff, Wouter van der Merwe. Hulle roep hulle 4 in, en dis waar ek submit. As hulle vir my sê, Egbert, staan terug, dan sal ek terug staan. Die hartseer wat ek gesien het in die konteks van kerk, en die hartseer wat ek gesien het in die konteks van dominees en pastore, is 90% van die goeders is polities gedryf. Hulle luister net wat die mense sê, luister nie wat hy ook wil sê nie, en hy word gefire as gevolg van drukgroepe en stories daar buite wat nêrens ondersoek word nie, want nêrens bevestig word, is dit die waarheid of is dit nie die waarheid nie. Ek het dit ook gesien. Ek wens ek kan 'n paar voorbeelde gebruik van mense wat ek gedissiplineer het, wat in hierdie gemeente is, wat julle nie sal glo wat gedissiplineer is nie, en wat amazing is. Waartoe gaan jy? Ek gaan deel, maar gaan probeer om nie te huil nie. Ek onthou toe ek hier gesit het en ek het so na hom Egbert gekyk en ek weet wie sy dogter is. Ek het groot geword en ek het hulle gesien by die skool en soos ek het net
Ek het hulle net verwonder oor hoe mooi hulle lewens is en ek het so gebroken hier gesit en ek het vir die Here gesê, ek het nie eens gevra nie. Ek het gesê, Here, as ek 'n pa soos Egbert gehad het, dan sou ek dalk minder foute gemaak het in my lewe. Dit was nie lank daarna nie, toe ek in een van Egbert se woonstelle in sy erf, waar hy op my bank kom sit het en vir my sê, nou is jy een van my dogters. En het was nie maklik nie, want elke keer as hy kom klop het en koffie kom drink, dan weet ek hier kom het. Dit voel asof hy reg deur my sien. En selfs daar het ek baie foute gemaak. Maar ek het die liefde ervaar, ek het geweet, die Here het my gehoor en hy het vir my Egbert gegee wat vir my liefde kom wys het en wat my ook gedissiplineer het. En dit was nie lekker nie. Dit is nie lekker om te hoor jy is verkeerd nie, mens wil die genade hê. Maar dit was die dissipline wat my op die regte pad gekry het, dis die dissipline wat gemaak het dat ek die vrug pluk wat ek vandag pluk. Ek het ook nou 'n mooi lewe. Dit kon soveel anders gewees het. So ek wil net vandag vir my Egbert dankie sê, maar vir die Vader dankie sê wat ons hoor, wat ons sien vir wie ons kan wees. En die beste keuse wat ek gemaak het, is om oor te gee aan die Here en oor te gee aan die dissipline. En ek het baie daarvan gekry. Ek het regtig baie foute gemaak, selfs al het ek geweet wat is reg. Ek het geleer dat ek my grootste vyand was, dat ek nie eers myself kon vertrou nie. Ek het besef, al wie ek kan vertrou is die Here en die waarheid. En dit wat in sy woord staan, doen hy oor dat hy lief is vir ons. En dit is al waarop ek staan. Ek weet ek kan nog steeds foute maak, maar ek dink, ons almal het nodig om die lig te wees vir iemand anders wat in die donker sit. En die lig is die waarheid en die lig is Jesus. Vader, dankie vir u woord. Dankie dat u die naprediker van die woord is. Here, en ek weet hier sit mense in hierdie gemeente wat deur my seer gemaak is. Ek weet hier sit mense in hierdie gemeente wat deur ander leraars seer gemaak is. Ek weet ook hier sit mense in hierdie gemeente, Here, wat ander mense seer gemaak het. Vader, dankie dat u ons help om te vergewe. Dankie dat u ons help om weer op te staan, om deel te wees van die gemeenskap van die heiliges, om deel te wees van u liggaam. Dankie dat u ons ook help om lief te hê en die guts te hê, om die wat naby aan my is, om 'n inspraak in hulle lewe te wees, wanneer hulle in 'n huis sit wat besig is om te brand, om hulle te red, om hulle uit te haal, Here, omdat ons vir hulle lief is. Here, help ons om in hierdie area van ons lewens te groei, om in hierdie area van ons lewens te groei, Here, om ons heel eerstens oop te stel vir u inspraak, vir u Gees se inspraak. En ek eer u daarvoor in Jesus naam. Amen.